Ons is in Spreuke hoofstuk 9. Ons gaan kyk na verse 1 tot 6 vandag. Spreuke 9 vers 1 tot 6 en dit lees dan so: Die wysheid het haar huis gebou, haar 7 pilare uitgekap, haar slagvee geslag, haar wyn gemeng, ook haar tafel gedek. Sy het haar diensmeisies uitgestuur, sy nooi uit op die hange van die stadhoogtes. Wie eenvoudig is, laat hy inkom hierheen. Wie verstandeloos is, vir hom sê sy, kom, eet julle van my brood, en drink van die wyn wat ek gemeng het. Laat staan die eenvoudigheid, dan sal julle lewe, en betree die weg van verstand. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig weer die hoofde. Here, ons dankie vir die woord. En ons dankie dat die waarheid is, Here. En Here, ons is nietige en sondige mense en ons het nie die natuurlike neiging om die woord en die waarheid aan te neem nie. Inteendeel, Here. In ons nature persoon verwerp ons dit. Maar Here, soos ons gebed in hierdie oggend, mag die Gees in ons harte werk om die woord nie net te hoor nie, maar om dit aan te neem. Here, want dit is die waarheid. Dit is die onfeilbare en foutlose en genoegsame woord van die lewende God. En mag ons dit begryp in hierdie oggend, Here. Mag ons dit besef. En mag die Gees in ons harte werk. Sodat ons nie U verwerp, deurdat ons U woord verwerp nie. Maar mag ons dit aanneem, Here, deur die krag van die Gees. Wees ons genadig in hierdie oggend, Here, want ons het die genade nodig. Want ons kan dit nie uit ons eie krag uit doen nie. Help ons so, Heer, om U naam ontwil. Amen. Ons het laas week klaar gemaak met hoofstuk 8 van Spreuke, waar ons gesien het dat geluk en vreugde en vrede alleenlik in God se wysheid gevind kan word. En natuurlik kan God se wysheid nie van Christus geskei word nie, aangesien al vir ons gesê word in God se woord dat die lewe gevind word in wysheid, maar ook dat die lewe gevind word in Christus. Christus en wysheid loop hand aan hand. Dit kan nie van mekaar geskei word nie. Want wysheid is een van God se eienskappe. Jy kan nie ware wysheid hê en wys wees, maar nie Christus hê nie. Dit kan nie gebeur nie. En jy kan nie Christus hê, maar nie wysheid nie. Dit kan nie gebeur nie. Of jy het Christus en wysheid, of jy het nie een van die twee nie. Jy kan nie die lewe vind in Christus, maar die dood vind in wysheid nie. Of die lewe vind in wysheid, maar dan die dood hê in Christus nie. Dit kan nie gebeur nie. Om Christus te aanvaar beteken by voorbaat dat jy sy wysheid aanvaar. En om God se wysheid aan te neem beteken by voorbaat jy neem ook Christus aan. Jy kan nie God se wysheid aanneem en nie Christus nie. En jy kan nie Christus aanneem maar nie sy wysheid nie. Jy kan nie die een sonder die ander hê nie. En daarom kan Christus ook sê in Johannes 14 vers 21, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Jy kan nie God se gebooie skei van Christus nie. En soos Moses gesê het in Deuteronomium 4 vers 5 tot 6, kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer, soos die Here my God my beveel het, om so te handel in die land waarin julle gaan om dit in besit te neem. Onderhou dit dan en doen dit. Doen dit, onderhou dit. Die gebooie wat God vir my gegee het om vir julle te leer. Onderhou dit dan en doen dit, want dit is julle wysheid en julle verstand. Dit is julle wysheid en julle verstand. God se gebooie is ons wysheid en ons verstand, en daarom kan Jesus ook sê, wie my gebooie het en die bewaar, met ander woorde dit wat ons wysheid en verstand is, wie dit bewaar, dit is hy wat my lief het. Dis hy wat my lief het.
Jy kan nie God se gebooie, ons wysheid van Christus skei nie. Maar so kan ons ook weet wie werklik gelowiges is. Want die wat bloot 'n skyn van heiligheid het, die wat bloot sê hulle is Christene, maar nie werklik is nie, die wat 'n skyn van heiligheid het, maak skeiding tussen God se gebooie en Christus. Hulle maak 'n skeiding tussen die twee. Hulle wil Christus hê, maar hulle wil nie sy wysheid hê nie. Hulle wil Christus hê, maar nie sy gebooie nie. Hulle soek die lewe in Christus, maar besef nie, dat as jy sy wysheid, sy gebooie verwerp, jy die wysheid totaal en al mis. Dan mis jy dit heeltemal. En soos vers 36 ons geleer het laasweek, hy wat my mis, sê goddelike wysheid, hy wat my mis, benadeel sy eie lewe, en hy het die dood lief. Jy kan nie die dood lief hê deur om God se gebooie, sy wysheid aan ons te verwerp, maar die lewe hê nie in Christus nie. Jy kan nie die dood lief hê, ek sê weer, jy kan nie die dood lief hê deur om God se gebooie, sy wysheid aan ons te verwerp, maar dan die lewe in Christus wil hê nie. Maar tog kom mense hulle self gereeld om te dink dat hulle kan. Verwerp God se woord, sy verbond, verwerp sy kerk, verwerp sy gebooie, alles wat in genade aan ons gee, en jy verwerp Christus. En jy verwerp Christus. Dit is hoe eenvoudig dit is. Daar is nie 'n middelweg nie. Jy is by voorbaat dan op die breë weg. Van die wat op die smal weg is, die wat deur die nou poort gaan, aanvaar noodwendig God se wysheid in sy verbond, in sy gemeente, in sy gebooie, in sy wysheid wat hy in ons in die woord leer. Die wat deur die nou poort gaan, aanvaar noodwendig hierdie dinge, want dit is deel van sy woord, dit is deel van sy wet, dit is deel van sy gebooie. En jy kan nie Christus hê sonder dit nie. Jy kan nie God se wysheid in hierdie dinge verwerp, maar staat maak op God se genade, dat jy nog steeds lewe in Christus deelagtig sal wees nie. Want die een wat God se wysheid verwerp, benadeel sy lewe, en hy het die dood lief. En jy kan die verse 1 en 2 van ons teks lees wat sê, die wysheid het haar huis gebou, haar 7 pilare uitgekap, haar slagvee geslag, haar wyn gemeng, ook haar tafel gedek. Dit is wat goddelike wysheid vir ons sê, dis wat sy gedoen het. En dan sê jy, dankie, maar nee, dankie. Want Christus se genade is genoeg vir my. Want as dit die geval is, dan gaan jy by voorbaat in, by die vrou dwaasheid se huis. Daar is net 2 weë. En as dit die geval is, dan gaan jy by voorbaat al in, by die vrou dwaasheid se huis, wat in kontras staan met die vrou wysheid se huis. En ons lees van die vrou dwaasheid se huis, vanaf vers 13 in hierdie hoofstuk. En dit sluit ook weer aan by ons preek van laasweek, naamlik dat daar net 2 opsies is. En daardie 2 opsies word vir ons voorgehou in hierdie hoofstuk in terme van die vrou wysheid se huis en die vrou dwaasheid se huis. Of soos verse 35 en 36 vir ons gesê het laasweek, want hy wat my vind, dit is nou die vrou wysheid vind, het die lewe gevind en verkry 'n welbehae van die Here. Dit is die een kant, maar die ander kant is maar hy wat my mis, dit is goddelike wysheid mis, benadeel sy eie lewe, almal wat my haat het die dood lief. Dit is die 2 opsies. En wat baie mense dan sal sê, wat hulle self gelowiges noem, is dat, maar ek haat nie die wysheid nie. Ek het nie die dood lief nie. Hoe kan jy dit vir my sê? En omdat ek nie die wysheid haat en die dood lief het nie, wel, dan moet ek veilig wees, nie waar nie? Ek haat mos nie die goeters nie, jy kan nie dit van my sê nie. Maar die realiteit is, jy gaan dit nie eens weet nie. Jy gaan nie weet dat jy die wysheid haat en dat jy die dood lief het nie. Jy gaan dit nie weet nie.
Wat jy wel gaan weet, is of jy die vrou wysheid sy huis lief het. Dis wat jy gaan weet. Het jy dit lief? Want jy gaan God se gebooie lief hê, jy gaan sy kerk lief hê, jy gaan sy verbond lief hê, jy gaan sy woord lief hê, ensovoorts en so meer. Maar jy gaan nie weet as jy die dood lief het nie. Jy gaan dit nie weet nie. Want eerstens, selfs 'n Satanis sal waarskynlik vir jou sê dat hy nie die dood lief het nie. Maar tweedens, en die belangrikste, die skrif self sê vir ons, dat mense dit nie gaan weet nie, want vers 18 van ons hoofstuk gaan nog vir ons sê, van die wat genooi is na die vrou dwaasheid sy huis, maar hy weet nie dat daar skimme is, dat daar genooi is in die dieptes van die doderyk is nie. Hy weet dit nie. Die een wat in die vrou dwaasheid sy huis ingaan, gaan nie eers weet, dat hulle in die dieptes van die doderyk is nie. Hulle gaan dit nie weet nie. Net soos wat die mense in Matteus 7 vers 22 en 23 ook nie geweet het, dat hulle in die dieptes van die doderyk is nie. Hulle het nie geweet nie. Waar hulle sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer, en in U naam duiwels uitgedrywe, en in U naam baie kragtige dade gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Hierdie mense is onder die indruk dat hulle Christus as verlosser het. Hulle dink nie hulle haat hulle lewe nie. Hulle dink hulle het Christus as hulle verlosser. Maar die realiteit is, hulle het die vrou wysheid verafskie. En jy kan nie Christus hê terwyl jy die wysheid van sy woord verwerp nie. Jy kan nie Christus hê, maar nie die wysheid nie. Die wysheid het haar huis gebou, haar 7 pilare uitgekap, menende, dis 'n volmaakte huis met 7 pilare. Dis wat 7 verteenwoordig. Die wysheid het haar huis gebou, haar 7 pilare uitgekap, haar slagvee geslag, haar wyn gemeng, ook haar tafel gedek. Die Here sit vir ons 'n feesmaal voor, in sy wysheid. Hy sit vir ons 'n feesmaal voor, in sy woord, in sy waarheid, in sy gebooie. Hy sit vir ons 'n feesmaal voor. En mense is altyd te gretig om, en wel bereid om gebruik te maak van so 'n feesmaal. Wie wil nie 'n feesmaal hê nie? Totdat hulle uitvind dat God se feesmaal, of althans sy wysheid, vasgevang word in sy gebooie. Almal is gretig vir 'n feesmaal, totdat hulle uitvind wat daai feesmaal behels. En dan word dit verwerp. Want hoe kan God se gebooie dan nou 'n feesmaal wees? Hoe is dit moontlik? Mense sal sê, ek sal Christus vat, baie dankie, maar ek sal die feesmaal oorsien, indien God se feesmaal uit sy gebooie bestaan. Inteendeel, mense sal hulle self nog daarin roem, dat hulle God se feesmaal oorsien. En sê, ons soek net Christus, want God se gebooie is benede ons. Want ons maak staat op God se genade. Dis hoe groot ons God se genade is. En ons is bo dit. Ons wandel in die Gees, ons het nie die gebooie nodig nie. Dis hoe heilig ons is. Dis hoe genadig ons God is. Ons sal die feesmaal oorsien, dankie. Ons wil net vir Christus hê. En hulle sal selfs roem daarin. Maar die realiteit is, jy kan nie Christus hê sonder die feesmaal nie. Jy kan nie Christus hê sonder die feesmaal nie. Jy kan nie Christus van die feesmaal skei nie. Jy kan nie Christus van wysheid en van wysheid se huis skei, waar daar die feesmaal is nie. Want jy kan nie Christus van sy gebooie skei nie, en God se gebooie is ons wysheid, sê Moses. Johannes 14 vers 23, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Nie wie my lief het, kan my woord ignoreer, want dis hoe groot my genade is nie.
As iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Woning soos by die vrou wysheid se huis. Of vers 15 van daardie hoofstuk wat sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Wat se gebooie? Almal. Bewaar my gebooie. Want God se gebooie is ons wysheid, sê Moses. Maar die realiteit is, God se gebooie klink nie soos 'n feesmaal vir mense wat in die vlees wandel nie. Klink nie vir hulle soos 'n feesmaal nie. Inteendeel, hulle sal dadelik hulle blaaie open en net God se genade gaan soek, sodat hulle nie na die feesmaal hoef te gaan nie. Dis mense van die vlees. Die realiteit is God se gebooie klink nie soos 'n feesmaal vir mense wat in die vlees is nie. Dit kan nie. Mense wat in die vlees wandel is al te gretig om Christus aan te neem. Want dan kry jy die beste van beide wêrelde. Jy kan jou sonde geniet en God se kerk en sy verbond en sy gebooie verontagsaam en nog steeds die hemel kry. Hoe wonderlik. Want dit is mos hoe groot God se genade is. Volgens hulle ten minste. Maar as jy onder die indruk is dat dit is hoe groot God se genade is, dan aanbid jy nie die God van die Bybel nie. Want dit is nie hoe groot God se genade is nie. Dit is nie hoe groot sy genade is nie. Want sy genade is nie so groot dat hy teen sy eie woord sal optree nie. Dit is nie hoe groot sy genade is nie. Sy genade is nie so groot dat hy van homself 'n leenaar sal maak vir jou onthawe nie. Sy genade is nie so groot dat hy homself sal ontken en sy eie woord as nietig sal verklaar, sodat jy Christus kan hê, maar sy feesmaal kan oorsien, omdat jy uitgevind het sy feesmaal word deur die vrou wysheid voorberei en dat God se wysheid niks anders as sy gebooie self is nie. Vir die wat in die vlees wandel, wie se hart van klip nie verruil is vir 'n hart van vlees nie. En wat nie vernuwe is deur die krag van die Heilige Gees nie, sal God se wysheid in sy gebooie nooit lyk soos 'n feesmaal nie. Dit kan nie. Kan nie. Maar die gelowige wat in die Gees wandel, besef dat die feesmaal werklik 'n feesmaal is. Die een wie se hart vernuwe is, besef dat die feesmaal werklik 'n feesmaal is. Net soos die gelowiges wat ons voorafgegaan het besef het, dat God se woord, sy wysheid, sy gebooie, sy wet, wel 'n feesmaal is. Koning Dawid was waarlik 'n gelowige. En daarom kon hy die feesmaal sien vir wat dit is. Hy sê in Psalm 19 vers 8 tot 11, die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienisse van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig, hulle is begeerliker as goud, ja as baie fyn goud, en soeter as heuning en heuningstroop. Dit is 'n fees. God se bevele, sy gebod, sy verordeninge, dit is soeter as heuningstroop, sê hy. Jeremia sê in Jeremia 15 vers 16, toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet. En u woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart, want u naam is oor my uitgeroep, Here, God van die leerskare. God se woord is sy kos. Dit is 'n fees. Hy eet dit op. En so word God se woord ook as ons kos beskryf in die Nuwe Testament in Matteus, waar dit bloot net Deuteronomium in die Ou Testament aanhaal, want dit is nog van toepassing, waar dit bevestig in Matteus 4 vers 4, deur om te sê, maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Wat se gebooie? Elke woord.
elke woord wat van die mond van die Here uitgaan. Hy haal die Ou Testament aan. Hy skryf dit nie af nie. Hy haal dit aan, want dit is van toepassing. Mense mag dalk sê, God se woord klink wetties, en dit klink nie soos 'n feesmaal vir my nie. Maar dit gaan nie. Dit kan nie soos 'n feesmaal klink vir die wat in die vlees is nie. Dit kan nie. Dis hoekom jy ook die Psalm 119 sal kan saamsing met 'n opregte hart nie. As jy nie vlees is nie. Hoe lief het ek die wet, o Heer, sing ons. Jy gaan dit nie kan sing nie. Nie met opregte hart nie, as jy nie vlees is nie. Maar die wat in die gees is, o, dis 'n feesmaal. Dis 'n feesmaal. Die wat in die gees wandel, het 'n behaag daarin. Dit is soeter as heuning, dit is soeter as heuningstroop. Dit is 'n feesmaal. Dit is 'n feesmaal en ons word daarna uitgenooi. Soos vers 3 ons leer, sy het haar diensmeisies uitgestuur. Sy nooi uit op die hange van die stadshoogtes. En is dit nie dieselfde as die gelykenis van die bruilofsmaal waarvan ons lees in Matteus 22 nie? Ek lees vir julle verse 1 tot 14 wat sê, en Jesus het weer die gelykenisse met hulle begin spreek en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het, en sy diensknegte uitgestuur het, om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie. Weer het 'n ander diensknegte uitgestuur met die boodskap, sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag, en alles is gereed, kom na die bruilof. Maar hulle het hul daaraan nie gesteer nie en weggegaan. Sy eie stuk land en 'n ander na sy handelssaak, en die ooriges het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarom sê hy vir sy diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genoeides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruisbaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en 'n geknars van die tande, want baie is geroep, maar min is uitverkies. En weer eens kan ons sien dat Christus nie van wysheid geskei kan word nie. Want soos ons sien in ons teks vandag, is wysheid die gasheer wat almal uitnooi. Terwyl ons in die gelykenis sien dat dit Christus is wat almal uitnooi. Die twee kan nie geskei word nie. Jy kan nie Christus se wysheid hê sonder Christus self nie. Die twee gaan hand aan hand. Nou wie is die genooides in hierdie gelykenis? Die genooides is die Jode gewees. Die verbond het deur al die eeue aan die Jode behoort. En hulle was God se volk. En uiteindelik het hulle Messias gekom. En die genooides, die Jode, was genooi om te kom. Hulle Messias is daar. En daarom sê Jesus ook vir sy disippels in Matteus 10 vers 5 tot 7, moenie gaan op die pad na die heidene nie, soos ons vanoggend ook gelees het, moenie gaan op die pad na die heidene nie, en moenie ingaan in die stad van die Samaritane nie, maar gaan liewe na die verlore skape van die huis van Israel. En gaan preek en sê die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hoekom eers na Israel? Hoekom nie na die heidene nie? Want hulle is die genooides. Aan hulle het behoort die wet en die profete en die verbond, en aan hulle was gemaak die belofte dat hulle Messias sou kom. Hulle was die genooides. Maar soos Johannes 1 vers 11 ons sê van Jesus, hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. En so was dit ook die Jode wat hom verwerp het en hom gekruisig het.
Maar as jy hierdie afvallige Jode, wat genoeides was, sou vra, as jy hierdie afvallige Jode sou vra, of hulle die wysheid haat, en of hulle eie lewens haat, en of hulle die dood lief het, sou hulle sonder twyfel gesê het, natuurlik nie. Natuurlik nie. Inteendeel, hulle het hulle self daarin geroem, dat hulle die wysheid het, en dat hulle dit lief het, en dat hulle oor wysheid beskik. Of soos hulle vir die man sê wat genees was in Johannes 9 vers 34, jy is heeltemal in sonde gebore en jy leer ons. Menende hulle wat vol sonde is, wil nou die Jode leer. Hoe kan jy ons leer? Ons het die wysheid. En hulle was ook baie lief vir hulle self, hulle het nie die dood gehaat nie. Ekskuus, die dood lief gehad en hulle eie lewens gehad nie. Inteendeel, hulle het die lewe baie geniet. En soos Markus 12 vers 38 en 39 vir ons leer, hulle het graag in lang klere rondgeloop. En hulle het van die begroetinge op die markte gehou. Hulle was baie lief om op die voorste banke te gaan sit in die sinagoges en op die voorste plekke in maaltye in te neem. Hulle was baie lief vir hulle lewens. Hulle het nie die wysheid ook gehad nie. Hierdie Jode wat genooi was, sou ook vir jou sê, dat hulle die wysheid lief het. En dat hulle nie hulle eie lewens haat nie en die dood lief het nie. Maar die realiteit is, soos ons vroeër genoem het, jy gaan nie eers weet as jy die wysheid haat. Of as jy eie lewe haat en die dood lief het nie. Jy gaan dit nie weet nie. Hierdie gelykenis van die bruilofsmaal is van toepassing op die afvallige Jode wat die evangelie verwerp het, Christus verwerp het. Hulle was die genooides, maar sonder dat hulle het geweet het, het hulle die wysheid verafskie en hulle eie lewens gehaat. Maar alhoewel hierdie gelykenis primêr op die Jode van toepassing was, die wysheid van die Here doen presies dieselfde met ons. Ons word genooi. Ons word genooi. Die vraag is bloot, aanvaar ons die uitnodiging? Of verwerp ons hierdie uitnodiging omdat ons God se wysheid verwerp, deur om sy gebooie te verontagsaam, sy verbond te verwerp, sy gemeente te verwerp, sy insetting en verordeninge te verwerp, want hierdie dinge is sy wysheid. As jy God se wysheid verwerp, dan verwerp jy Christus. Selfs al dink jy het die wysheid lief en jy haat nie jou eie lewe nie. As jy die wysheid van die woord van die Here verwerp, dan verwerp jy Christus en jy haat jou lewe. Want jy kan nie Christus hê, maar sy wysheid verwerp nie. Jy kan nie Christus hê, maar sy wysheid verwerp nie. Die Jode het gesê, hulle sal die wysheid aanneem, maar hulle gaan Christus verwerp. Hulle het al die wysheid, ons soek nie die Christus nie. Wat doen mense vandag? Ons het Christus, ons soek nie die wysheid nie. Ons soek nie die wysheid nie. Jy is 'n Jood, dis wat jy is. Want jy soek een sonder die ander. Jy kan nie Christus hê, maar sy wysheid verwerp nie. En dan is jy nie beter af as die Jode wat hulle self daarin geroem het, dat hulle vir Abraham as 'n voorvader gehad het nie. Die is niks anders as die Jode wat geroem het, dat hulle in die goddelike lyn is nie. Hulle mos Abraham as vader. Of soos hulle vir Jesus antwoord in Johannes 8 vers 39 waar staan, hulle antwoord en sê vir hom, ons vader is Abraham. Maar Jesus sê vir hulle, as julle die kinders van Abraham was, as julle werklik die kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham doen.
Jy kan nie roem en sê dat jy aan Christus behoort, maar jy die wysheid verwerp nie. As jy werklik 'n Christen is, sal jy die werke van Christus doen, volgens die wysheid van sy woord. En dit sal nie las wees nie, inteendeel, dit sal 'n feesmaal wees. Gepaard met vreugde en blydskap, soos ons laasweek gesien het. Die probleem is, baie wat hulle self gelowiges noem, is net te slim. Baie wat hulle self gelowiges noem, is net te slim. Hulle is so slim. Hulle kan selfs verdedig hoekom Christus se genade nog steeds op hulle van toepassing is. Dis hoe slim hulle is. Hulle kan nog steeds verduidelik hoekom God se genade nog steeds op hulle van toepassing is, sonder dat hulle sy woord gehoorsaam hoef te wees. Sonder dat hulle sy wysheid hoef aan te neem, of na die vrou wysheid se feesmaal hoef te gaan. Dis hoe slim hulle is. Maar die realiteit is, die uitnodiging, dit is nie aan die wat so slim is nie. Dit is nie vir daai slim mense nie. Inteendeel, dit is vir die wat nie so hoogmoedig is om te dink dat hulle slim is nie. Die uitnodiging is vir die eenvoudiges. Of soos verse 4 tot 6 van ons teks vir ons sê, wie eenvoudig is, laat hy inkom hierheen. Wie verstandeloos is, vir hom sê sy, kom eet julle van my brood en drink van die wyn wat ek gemeng het. Laat staan die eenvoudigheid, dan sal julle lewe en betree die weg van verstand. Die wat die uitnodiging verwerp, net soos die Jode die uitnodiging verwerp het, hulle is slim in hulle eie oë. Hulle het nie nodig om geleer te word nie. Hulle het nie nodig om ag te gee op God se woord nie, want hulle is slimmer as God se woord. Inteendeel, hulle is so slim, hulle kan presies vir jou verduidelik hoe hulle Christus kan hê, terwyl God se gebooie nie op hulle van toepassing is nie. Dis hoe slim hulle is. Maar die eenvoudiges, die nederiges, hulle wat hulle self verootmoedig, kan nie anders as om te erken, soos ons lees in vers 4, en kan nie anders as om te sê, maar ek is verstandeloos nie. Die eenvoudige kan nie anders as om te erken dat hy verstandeloos is nie. Selfs koning Salomo het gebid, in 1 Konings 3 vers 9, Here, maak my wys, want ek weet nie hoe om onderskeid te tref tussen wat reg en verkeerd is nie. Ek kan dit nie doen nie. Of soos hy dit noem, ek kan nie onderskeid tref tussen goed en kwaad nie. Ek kan dit nie doen nie, ek het dit nie in my om dit te doen nie. Ek is verstandeloos, sê Salomo. Die eenvoudige, die nederige is die een wat sy verstandeloosheid erken en sê, ek weet dat ek dit nie in my het om wysheid toe te pas. Ek het dit nie in my om dit toe te pas. Om tussen reg en verkeerd en tussen goed en kwaad te kan onderskei nie. Ek het dit nie in my om dit te doen nie. Ek is so eenvoudig, ek is so verstandeloos, ek weet nie wat reg en verkeerd is nie. Dis die eenvoudige wat dit sê. Ek is nie so slim of oorbare genoeg om aannames te kan maak oor die dinge waarin God 'n welbehae het en die dinge waarin hy nie 'n welbehae het nie. Ek kan dit nie doen nie. En omdat ek verstandeloos is en omdat ek eenvoudig is, laat ek dan eerder gaan. Laat ek dan eerder gaan na 'n bron wat buite my is. 'n Bron wat buite my is. Sodat ek verstand kan kry en die weg van verstand kan verstaan. Dis nie in my nie. So kom ek gaan eerder na iets wat buite my is om dit te kry. Ek is nie so slim nie. Ek het iets anders nodig. Die eenvoudige van hart weet dat die beste maaltyd wat hulle vir hulle self kan voorsit, is 'n hoop grond op 'n skinkbord. Die eenvoudige besef dit. Dat die beste feesmaal wat hy vir homself kan voorsit, is grond op 'n skinkbord.
En wanneer daardie uitnodiging dan kom, dat daar 'n feesmaal voorberei is, van vleis en van brood en van wyn en so meer, dan gryp hy dit met al twee hande aan. Maar die wat wys is in hulle eie oë, is oortuig dat die grond op hulle skinkbord 'n feesmaal is. En so is hulle ook oortuig dat hulle hulle lewe liefhet, terwyl hulle in werklikheid hulle eie lewe haat en die dood liefhet. Maar om af te sluit, en soos Jakobus 4 vers 6 vir ons sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Die nederiges is die eenvoudiges. Die nederiges en die eenvoudiges is nie die wat onder die indruk is en so hoogmoedig is om te dink dat hulle wysheid binne en in en van hulle self het nie. Om die Here te kan volg op 'n manier wat hom behaag nie. Die eenvoudige is die een wat sy eenvoud begryp. Wat besef dat hy verstandeloos is. En wanneer hy daardie uitnodiging kry om wysheid buite homself te kry, in God se onfeilbare woord, in sy gebooie, want die wat God se gebooie het, is die een wat ook Christus lief het, dan is dit niks minder as 'n feesmaal nie, wanneer daai uitnodiging kom. God se gebooie is nie 'n feesmaal vir die hoogmoediges van hart nie. God se wysheid is nie 'n feesmaal vir die wat in die vlees wandel nie. En daarom verag hulle God se wysheid. Hulle verag sy kerk, hulle verag sy verbond, hulle verag sy gebooie. Hulle verag alles wat hier binne vasgevang word. Behalwe Christus, hulle sal Christus vat. Dit sal hulle vat. Nie soveel die res nie. Maar so besef hulle nie, so verwerp hulle ook vir Christus self, die enigste Christus wat hulle graag wil hê nie. Maar vir die gelowige, die wat hulle eenvoud begryp, is die wet van die Here soeter as heuning, is beter as heuningstroop. Dis 'n feesmaal. Die valse gelowige kyk na hierdie feesmaal van goddelike wysheid en verafskiet daardie wysheid en maak die aanname dat hulle Christus kan hê sonder om na die feesmaal in te gaan. Die gelowige aan die ander kant vra weer die vraag: hoe kan jy so groot en so voortreffelike feesmaal enigstens eers afwys? En is God se wet nie immers volmaak nie? Mag die naam van Jesus Christus geloof en geprys word, dat ons wel genadig is om ons na hierdie feesmaal uit te nooi, dat ons saam met die psalmskrywers kan sê, onder andere, ons behaag is in die wet van die Here, en ons oordink sy wet dag en nag, want sy wet is volmaak, en sy wysheid strek van ewigheid tot ewigheid, en dit is soeter, as die soetste soet, soos ons gesing het. Dit is soeter as heuningstroop, vir die wat in die gees wandel, die wat werklik Christus wil hê, die wat werklik 'n liefde het vir die Here. Mag die naam van die Here geloof en geprys word, soos sy genade, dat hy wel vir ons hierdie feesmaal voorsit, dat ons hom kan ken. Amen. Kom ons buig die hoofde. Here, ons dankie vir u woord wat u vir ons gee, die wysheid en waarheid van u woord, u gebooie, u feesmaal. Dankie dat ons 'n feesmaal kan hê, en dankie dat ons saam met die psalmskrywers kan sê, dat ons behaag is in die wet, in die gebooie, dit is volmaak, en dis ons bepeinsing dag en nag. Gun ons, o Here, om by u woord te hou. Help ons om te besef wat se feesmaal dit wel is. En help ons om die feesmaal te erken wanneer dit vir ons gegee word, Here, wanneer ons daarna uitgenooi word. En help ons om te besef, Here, dat ons nie u kan hê sonder hierdie feesmaal nie. Maar o Here, hoe kan enigiemand dit afwys? Want die wet is volmaak. Dit is ons wysheid.
En daardeur vind ons ook die lewe. En so gun dit ons ook, Here, die sondaars wat ons is, om die lewe te vind. Wees ons genadig in dit, Here. Help ons om te besef wat U genade wel behels. U genade is nie dat ons U woord, U feesmaal kan verafskie, maar nog steeds die lewe beerwe nie. U genade is dat ons U feesmaal herken wanneer ons dit sien. En mag dit vir ons 'n feesmaal wees. Sodat ons saam met die psalmskrywers die dinge kan sê, wat hulle wel sê van die woord, van die wysheid. En dat dit vir ons sal soet wees, Here. Vra dit nie omdat ons dit verdien nie, want ons doen nie, Here, maar omdat die genade groot is, wees ons genadig. In die naam bo alle name vra ons dit, Jesus Christus. Amen.